Hi, dis Richard van Hizard. Ek voel vanoggend gedring om aanlyn te kom. Ek het 'n uitsending vanoggend met mense van Engeland, so ek hardloop bietjie rond, maar ek voel gedring om aanlyn te kom. Gister het ek iemand gekry wat vir my gesê het hulle wil hulle eie lewe neem. Nou ja, ek was ook al daar. Ek was ook al in daai dal van doodskaduwee. Ek kan onthou amper jare wat ek depressie geveg het, wat ek op die bank gelê het en nie kon opstaan nie, wat ek gesukkel het om een voet voor 'n ander voet te sit. Dis normaal vir ons om soms mismoedig te raak. Dis normaal vir ons om soms self swartgallig te raak. Maar ek wil jou vandag herinner dat God is daar. Hy is daar in jou donkerste nag, hy is daar in jou moeilikste tyd. Die woord beloof ons dat hy sal jou nooit begewe nie en hy sal jou nooit verlaat nie. En soos wat ek gister vir die persoon gesê het, wil ek ook vir jou sê, dat die lewe is absoluut vol seisoene. Daar kom moeilike tye, dit is so. Jesus waarsku dit in Johannes 16 vers 33, hy sê in hierdie lewe sal julle probleme hê, julle sal moeilikheid hê, julle sal vervolging hê, maar neem moed want ek het reeds die wêreld oorwin. Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. En daar's een ding wat die duiwel die heeltyd vir jou sê. Ek kan dit so goed onthou, hy het dit amper vir my vir jare vertel. Hy het gesê, ek is nie goed genoeg nie, ek het gesondig. Die Here het sy rug op my gedraai. En ek het later eers besef, soos wat die Heilige Gees dit vir my geopenbaar het, dat dit 'n absolute leuen uit die put van die hel is. Die Here is so lief vir ons en Jesus demonstreer dit reg deur die Bybel. So as ek met 'n dwelmverslaafde, 'n drankverslaafde, 'n hoereerder, 'n baarvlieg, met wie ook al ek vandag praat, dit maak nie saak nie, ek kan vir jou dieselfde ding sê. Die Vader wag met oop arms. Dit maak nie saak waardeur jy is nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. En dit klink moeilik vir mense. Spesiaal mense wat sukkel met vergifnis vir goed wat mense aan hulle gedoen het. Maar daar's geen manier wat ek en jy ooit kan besef hoe lief God vir jou en vir my het nie. Ek kan jou knaande stories vertel van hoe die Here na my uitgereik het en selfs in tye wat ek hom nie gedien het nie en selfs in tye wat ek my vinger hemel toe opgesteek het en God gevloek het, was hy lief vir my. Die Bybel sê, want toe ek 'n sondaar was, het Jesus reeds vir my gesterf. So ja, daai leuen van jy's nie goed genoeg nie, daai leuen van hy's nie lief vir jou nie, jy het te ver gegaan, daai leuen staan nie, as ons werklik waar na God se woord kyk. Die Bybel sê vir ons, Jesus is die beeld van die onsigbare God. So hy sê vir ons inherent, wanneer ons wil sien wat God se houding is teenoor ons, dan moet ons na die voorbeeld van Jesus Christus kyk, en die voorbeeld wat hy vir ons gestel het, en wat vir ons opgeteken is, in die evangelies. So Matteus, Markus, Lukas, Johannes, lees ons waar Jesus almal genees het, en selfs wanneer hulle hom gevra het, as dit u wil is, dan sê hy, dit is my wil. Die vader van 'n seun het gesê, as u ons kan help. Jesus sê, ek kan help. Die vrou by die put na 'n heftige gesprek met Jesus sê, gee my van hierdie water. En Jesus gee vir hierdie vrou, wat 5 mans gehad het, en die man saam met wie sy gebly het, was nie haar man nie, gee hy daai lewende water. Jy sien, in die kerk het ons baie kere hierdie verskriklike kriteria. Aanneming, voorstelling, katekisering, noem dit wat jy dit wil neem, maar ons het hierdie kriteria van wat ons moet bereik om goed genoeg te wees. Maar die Bybel sê vir ons duidelik dat toe jy en ek nog sondaars was, toe het hy reeds vir ons gesterf. So as jy vanmôre voel dat jy swartgallig, as jy voel dat jy wil jou eie lewe neem of jy wil skade aan jouself doen, as jy voel jy kan nie aangaan nie, as jy voel dat
Jy het miskien te ver gegaan, of jy sit vas in verstringel, in sonde, of in probleme, of wat ook al besig is om die woord van God in jou lewe dood te druk, wil ek vir jou huis toe roep. Verlore seun, verlore dogter, ek wil vir jou huis toe roep na die huis van jou Vader. Ek wil die leenstem van die vyand stil maak in jou ore, en ek wil hê jy met die woord van God hoor, wat vir jou sê, jy is 'n seun, jy is 'n dogter van die Allerhoogste God, wat vir jou sê, jy is aanvaar en hy is lief vir jou, wat vir jou sê, groter is hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is, wat vir jou sê, hy sal jou nooit begewe of verlaat nie, in Jesus naam. Amen.